Goeiemôre broer en suster. Welkom aan almal van julle by hierdie geleentheid, by hierdie erediens. Mag jy die besonderse teenwoordigheid van ons Here en ons God beleef, wat opgestaan het, wat heers, wat lewe en wat ook by ons teenwoordig is. So wat ons hier by mekaar is, kom ons begin hierdie erediens dan ook met ons toetrede lied. Ons gaan staande sing lied 191 en dan kan u na die tyd weer u plek inneem. Ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, deur Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan, en sing ons lied 421, vers 1 tot 3, dan kan u weer u plek inneem. Oh
inneem. Broer en suster, as verwoordiging van môre wil ek vir ons saam lees in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel of daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die see is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. So wat ons sit, gee ek vir jou geleentheid vir stil gebed. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie oggend, dat ons hier by mekaar kan wees. Here, ons beleef die seisoene draai, ons beleef die winter wat nader kom. Here, maar ons beleef ook daarmee saam u goedheid en u genade. Here, ons kom dankie, Here, dat u self pryse gegee het, gekruisig is, dat u opgestaan het, dat u heers. Here, dat u Gees gestuur het, om elkeen van ons te woon. Here, ons kom dankie, Here, dat ons in afhanklikheid van u, Here, kan leef. Dat wat ons doen, Here, u genade, u krag en u liefde in ons is wat ons dring, wat ons stuur en wat ons roep. Here, daar waar ons, Here, die verkeerde paadjies, daar waar ons struikel, daar waar ons val, daar waar ons sondig, Here, vergewe ons. Dankie, Here, dat u ons ook nuut maak, dat u gekom het, Here, juis sodat ons as u kinders in 'n nuwe lewe kan leef. Here, want u leef, u het opgestaan, u heers. Dankie, Here, vir u genade. Amen. So wat ons sit,
Kom ons sing hierdie volgende lied saam. Broer en suster, in Romeine 8 lees ons dan vanaf vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf vir meer as dit. Hy is opgewek uit die dood. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of dienswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte, of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Broer en suster, wat ek en jy vashou, omdat ek en jy glo en bely dat die Here ook by ons is, kom ons staan en doen ons dit ook saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Jy kan die plek inneem. Broer en suster, ons skriflesing
Vanmôre kom hy die evangelie van Johannes, ons gaan lees in Johannes 20 vanaf vers 19. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om te kan, is dit, Here, nie om hier te kan wees nie. Dankie Here dat ons in U huis by mekaar kan kom. Dankie Here dat ons geloof in U kan bely. Dat ons kan sê, dat ons kan bely, dat ons kan getuig dat U leef, dat U opgestaan het, dat U heers. Here, in hierdie oggend kom ons hier by mekaar en ons kom dankie Here dat ons in afhanklikheid van U kan leef. Here, want dit is deur U krag, dit is deur U liefde, dit is deur U genade dat ons behoue bly. En Here, hier waar ons saam is, kom bid ons, kom vra ons, Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broers en susters, wat ek gesê het, ons skriflesing in Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie Sondagmôre was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode. Het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir die mense se hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hande in sy sy steek, dan sal ek nooit glo nie. Agter later was Jesus die disippels weer by mekaar, en Thomas was ook by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy gesien het, gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons na die gedeelte kyk, net die vorige versie, vers 18, sien ons hoe Maria Magdalena kom en vir die disippels kom vertel, die Here Jesus het opgestaan. Hy leef. As ons nou dink aan die Paasnaweek, dit wat ons vier het, die Here leef, hy het opgestaan. Maar die interessante is, wat die disippels besig is om te doen. Die disippels kruip op 'n manier weg. Ons beleef op 'n manier by hierdie 12 disippels na die kruisiging, beleef ons by hulle 'n stuk vrees.
Ons beleef by hulle dat hulle vra het. Dat hulle wonder, dat hulle op 'n manier sê, maar wat het gebeur? Ons is bang vir hierdie Jode. En met reg so, want dit is net na Paasfees. Dit is net na die kruisiging. Die Jode, maak nie saak wie dit is nie, is heel waarskynlik op soek na die ander volgelinge van die Here Jesus Christus. Of so dink die disippels in elk geval. En as ons die woorde van Maria hoor, sien ons eintlik, verwag ons eintlik 'n ego juig van die disippels. Die Here Jesus leef, hy het opgestaan. Ek het hom gesien. Die teendeel gebeur weer. Ons beleef by die disippels soos voor die Sondag aand 'n donkerte, 'n vrees. Die disippels wat agter toe deure bymekaar kom. En as ons vers 19 verder lees, sien ons juis dat ten spyte van die geslote deure, die deur wat gesluit is Jesus ewe skielik teenwoordig. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. In hierdie gedeelte lees ons dit 3 keer saam. Vrede vir julle, toe Jesus die eerste keer sien, en weer 'n keer, nadat hy dit gesê het, het hy vir die disippels sy hande en sy sy gewys, en weer, vrede vir julle. Die derde vrede vir julle sien ons, toe hy 8 dae later verskyn en vir Thomas, kom sê, maar kom druk jou hande in my sy en jou vingers, in die gate van die spykers, en glo. As ons na hierdie woorde kyk wat die Here Jesus hier kom sê, vrede vir julle, goed dit eintlik in die wêreld in. Dit is eintlik 'n getuienis dat daar vrede is, want die volkomme prys is betaal. Christus het gesterf, hy leef, hy het opgestaan. Maar hierdie vrede lei ook tot 'n opdrag. Die disippels, soos wat hulle agter hierdie toedeure staan, word eintlik opgeroep om te sê, maar julle kan nie meer net hier bly nie. Julle moet uitgaan, julle moet gaan getuig, julle moet gaan sê, gaan bely dat ek leef, dat ek opgestaan het. Met hierdie vrede vir julle is daar ook 'n opdrag. Is daar 'n roeping? Is daar 'n taak vir elkeen wat glo? En in hierdie selfde disippels kom die vraag, maar hoe doen ons dit? En onmiddellik sien ons juis ook, as ons nou dink aan Pinkstertyd, sien ons hoe die evangelie van Johannes kom beskryf hoe Jesus oor hierdie disippels blaas en hulle ontvang die Gees. Wat as getuies dan juis opgeroep word om op te tree, om te gaan getuig daar waar hulle gaan. Die Gees word aan hulle gegee om hulle te omvorm, om hulle toe te vou, om juis daar waar hulle gaan, die getuienis te bring van die Here Jesus wat leef. En daar waar hulle gaan, in afhanklikheid van die Here, te gaan getuig. As ons dit vir mekaar sê, ons dink aan ons eie tyd,
Ons dink aan ons eie land, ons eie bekommernisse. Sien ons dan juis ook hoe hierdie disippels die boodskap van vergifnis bring. Dat hulle daar waar hulle gaan juis iets kom vertel van die verlossing van die Here Jesus. Die hoop. Die begin en die volëinder van die wêreld. As ons dink aan ons eie land, dink ek is daar nog steeds angs, vrees, sit daar by woede oor dit wat ek en jy elke dag beleef. Ons kan 'n klomp goed opnoem. Ons sien dit in ons aggressievlakke, hoe vinnig ons kan kwaad word. Hoe vinnig ons iemand kan beskuldig, hoe vinnig ons iemand op 'n manier kan beswadder, of hoe ook al ons dit wil noem. En ons beleef dit op verskillende vlakke. By die skool, by die werk. En so kan ons reg deurgaan tot op die hoogste politiek vlakke. As ons dink aan ons samelewing, is ek en jy op 'n plek waar ons baie keer soos hierdie disippels agter geslote deure sit en wag vir iets om te gebeur. Ons is bang vir die vrees. Ons is bang vir dit wat voor lê. Ons het 'n diepe agterdog. Oor die hoop. Is daar hoop? Die wonder is dat die Here Jesus ook in hierdie tyd kom. Ook in hierdie oomblik. En vir my en vir jou kom sê vrede vir julle. Ek en jy, ons is so gewoond om laar te trek. Ons is so gewoond om op 'n manier ons te wil onttrek uit 'n situasie uit, dat ons baie keer soos 'n volstryd se kop in die gat druk en hoop alles gaan verby, maar ons het 'n roeping. Ons het 'n taak. Ons het 'n opdrag om die vrede wat God bring te gaan vertel. Te gaan verkondig ten spyte van dit wat gebeur. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons hoe die Here Jesus gaan staan in die middel van die vreeservarings van hierdie disippels. Hy is te gelykertyd die een wat die vrees oorwin aan die kruis en die dood oorwin. Die een wat ten diepste weet hoe ons as mens juis daarmee identifiseer. Hoe ons vir mekaar baie keer kan sê, maar ek is bang, ek weet nie, ek sien nie kans nie. Dink ons aan die Here Jesus se woorde. Vrede vir julle. As ons na hierdie gedeelte kyk en ons dink terug aan die lydensweg, sien ons juis hoe Jesus hom na die Here toe wend, na die Vader toe wend en sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Here, U is by my, help my. Juis in die vreeservarings stuur Jesus hierdie disippels in. Ons sien nie dat Jesus wag totdat hulle reg is nie. Ons sien net dat Jesus hulle stuur en vir hulle sê, julle moet gaan. Julle moet gaan vertel. Voordat hulle verskonings kan uitdink eintlik of kan teepraat, maak dit duidelik, hulle wat die Heilige Gees ontvang, het nou die taak om te vervul. Hulle het 'n taak om te gaan vertel. Hulle is toegerus om die boodskap van die Here uit te dra in hierdie wêreld. En as ons dink weer aan ons,
Rus daar by my en by jou hierdie reuse verantwoordelikheid. Ons kan vir mekaar sê, maar ons wil eintlik op 'n manier wegkruip, ons wil eintlik op 'n manier onsself toemaak agter hierdie geslote deur. Ons wil eintlik op 'n manier eenkant bly, ons wil nie betrokke raak nie, want net nou sê die mense, die Here stuur ons in hierdie wêreld in. Wat ons 'n nuwe identiteit het, 'n nuwe lewe in Christus. En as ons dan vanmôre waar ons saam 'n kindjie doop, hoor ons weer die nuwe lewe in Christus. Ons is vrygekoop, nuut gemaak deur onverdiende genade, en ek en jy as ouer het 'n opdrag om ons kinders te leer. En as oupa en ouma dieselfde. Ons het 'n verantwoordelikheid wat ons teenoor hierdie wêreld, teenoor God beloof. As gelowiges het ek en jy is die opdrag om by ons kern te begin. By ons gesinne, by ons families. En van daar af kring dit uit om 'n geloofwaardige getuie te wees van God se teenwoordigheid in ons lewe. Ons kan vir mekaar sê soos disippels, maar ons wil nie, ons is bang, dis iemand anders se werk. Maar die Here kom en gee vir my en vir jou sy vrede. Vrede wat ons bekragtig, wat ons roep, wat ons stuur in hierdie wêreld in. Mag ons begin by ons kinders. Mag ons die verantwoordelikheid wat ons, die belofte wat ons afgelê het, as ons weer hierdie formulier lees, mag ons dit weer luister, mag ons dit weer hoor. Mag ons dit ook uitvoer. En daar waar as ons dink, as ons as gesinne by mekaar kom en vir mekaar sê, maar daar's nie altyd tyd nie, dis nie altyd moontlik nie, broer en suster, dit is seker die belangrikste ding wat ek en jy as gelowiges in ons kinders se lewe kan inbou, is 'n fondasie van Christus. Die ander goed gaan verby, dis tydelik. Christus, so bely ons, is ewig. Mag ek en jy, broer en suster, hierdie getuienis, hierdie vrede wat die Here vir ons gee, mag ek en jy dit uitleef, uitdra en verkondig daar waar ons gaan. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend dan kom stil word. Here, dat ons eintlik, Here, voor U kom staan en soos Thomas amper kom sê, Here, maar as ons U sien nie, sal ons nooit glo nie. Maar Here, dankie Here dat U op 'n wonderbaarlike wyse deur die Gees by ons teenwoordig is. Dat U ons in hierdie wêreld instuur en bekragtig, die genade kom gee, Here, om vir U te leef. Gee, Here, dat ons nie so op onsself gerig sal wees, dat ons net sal bly, dat ons agter geslote deure sal bly, bang vir die wêreld. Dankie Here dat U vir ons die krag kom gee, die genade kom gee om Here te gaan getuig daar waar ons gaan. So kom bid ons Here ook, Here, dat ons sal erns maak, Here, met ons Bybelstudies, dat ons sal erns maak in ons verhouding, Here, met U.
En daar waar ons nagelaat het, Here, daar waar ons dit nie doen nie, daar waar ons so bietjie traag geraak het, opgeraap is deur die wêreld se besig wees. Help ons, Here, dat ons weer sal terugdraai na U toe. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, is ons voorreg om vanmôre weer 'n kindjie te doop. En daarvoor lees ons dan saam in die formulier vir die bediening van die doop. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop, moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, die Vader, Seun en Gees, beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons met sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. En daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief in hulle verlossing neem. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk, deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenisse en eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toewyding van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek gaan vra dat die doopouers en klein Klara vorentoe kom terwyl ons dan hierdie volgende lied sing. Ons sing hierdie lied soos wat ons sit.
vra dat julle hier vorentoe kom staan. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus en God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkomme leer van verlossing is. Beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? Sê. Sê. Ek gaan vra dat julle nader staan. Gou van die strekkie. Klaar met die Gereke, doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie Here vir hierdie geleentheid, dankie Here vir hierdie voorreg om 'n klein kindjie Here te kom doop, om haar by u voete te kom neersit. Dankie Here vir die genade wat ons ook daardeur sien, dat u met ons elkeen 'n besonderse pad stap. Here, ons kom bid so vir Werner, vir Michaela, Here, dat u ook by hulle sal wees. Here, as ouers, dat u, Here, hulle sal toefou en die krag en die genade sal gee, om ook vir klein Clara, Here, groot te maak in u weë. So kom bid ons, Here, ook vir hierdie gemeente. Ons kom terug, Here, aan ons eie beloftes. Ons kom dink ook terug, Here, toe ons ook hier voorgestaan het as ouers, as grootouers. En ons kom bid, Here, en ons kom vra u, help ons om erns te maak met u. Ons kom bid dit in u naam. Amen. Broer en suster, dan gaan ek vir oom Kosie dan vra om namens my die gelukwensing te doen. Werner, baie geluk vir julle. Heilig, daar is julle briefie. Dan kan julle julle plekke in. Broer en suster, ek gee geleentheid vir die liefdegawes om opgeneem te word. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
die Here, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Heer. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder. Die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Heer. Prys die Here, o my siel. Prys die Heer. Broer en suster, die afkondigings vir die week is dan soos volg. Ons dink in hierdie week aan die volgende persone, aan die Mesja van Dijk, dan die Ria Booyens en Fransie, en dan die Fransie van Heerden. Kom ons sluit die oë. Here, dankie Here dat ons kan stil word in hierdie oggend, Here, en hierdie persone aan U kan kom opdra. Here, ons kom dinkend aan die Mesja, aan die Ria, aan die Fransie. En Here, ons kom vra, Here, dat U ook op 'n besondere manier by hulle teenwoordig sal wees. Here, ons kom dink, Here, in hierdie oggend aan gedeeltes in ons land wat vloede beleef. Ons kom dink, Here, aan besighede wat skade ly. Ons kom dink aan nood. Here, en ons kom vra, Here, help ons, Here, om daar waar ons gaan, U hoop te bring. Here, gee U, Here, ook U uitkoms vir hierdie gebiede, vir hierdie omgewings. Ons kom bid dit, ons kom vra dit in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar in die week. Mag jy 'n besonderse dag hê en sommer net lekker bederf word. Die 27ste verjaar Andrei Steyn, die 28ste Andrea Engelbreg, die 29ste Hester Kleinhans, die 30ste Arne Moelig en die 2de Mei Wolfie Meets en Sanet Smit. Weer geluk aan almal. Mag dit 'n mooi dag vir elkeen wees. Dan broer en suster, verwelkom ons dan ook nuwe lidmate, vir Sila Myntjies en vir Petro van Rooyen in hierdie oggend en hulle gesinne. Ons sê vir hulle baie welkom ook by ons in hierdie oggend. Dan broer en suster, is daar die 9de Mei, is daar vleisverkope, net voor die 9de Mei waar die bazaar was. Ek net weer herinnering dat die bazaar dan geskuif het net 'n week aan na die 16de Mei toe. Daar gaan ook 'n vleisverkope of 'n vleistafel dan by die bazaar wees. Die Dinsdag wat nou kom, is daar fondsinsamelingsvergadering of 'n bazaarkommissie vergadering by die pastorie. En dan sien jy ook daar dat daar 'n klomp goede is of 'n klomp geleenthede is om betrokke te raak by die bazaar. Daar's 'n vatskompetisie, speletjies wat vra dat u vir enige donasies, kontant of speelgoed of boeke, enigiets in daai lyn sal waardeer word. En die kontakpersoon is Estelani, so ons nooi julle elkeen uit. Is nou nog nie heeltemal winter nie, maar daar's geleentheid om die kaste skoon te maak sodat ons weer die dik baadjies kan terughang in die kaste. So asseblief as daar goeders is vir die speletjies tafel, sal hulle dit waardeer, en so ook dan vir die ander tafels, vir die pannekoek, die nagereg, die wit olifant tafel, die gebak en dan ook die kindertafel.
Broer en suster, dan in die volgende tyd is dit weer vakansie. Die vakansie is dan nou tot volgende naweek, so die hele week is die kinders lekker by die huis. Ek het by die skool gehoor, daar so is waarskynlik ook nog huiswerk wat voor lê. So sterkte met die huiswerk en alles wat gebeur. Maar mag ons ook die kinders wat by die huis is geniet, en so ook dan die kleinkinders en die kuiermense, die kuiergaste wat ons in hierdie tyd ontvang, mag ons daar waar ons gaan, die lig wat die Here vir ons gee, uitdra en uitleef in hierdie tyd wat voor lê. Die 12de is dit dan FK vergadering, die 16de is wat ek gesê het, is bazaar, en die 18de is dit dan ons kerkraadsvergadering. Broer en suster, dit is al die afkondigings vir hierdie week. Kom ons sluit af met Vlam 57, waar ons dan ook kom sing, dat ons oorwinning is in Christus Jesus, wat ewig is, en wat sy woord ewig vir ons gee. Kom ons staan, en sing ons hierdie lied staande, dan kan u vra dat die staande sal bly vir die seën. Suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.